Goeiemôre. Jy luister na oordenking 136 in die reeks Kopskuif. En ons tema vanoggend is: Kennis is nie mag nie. Kennis is mag, lui die gesegde. Maar ek dink nie dis waar nie. Kennis is mag wanneer dit gebruik word. Toegepaste kennis, dit is mag. Kennis is waarskynlik een van die mees ongebruikte items in omloop. Ons weet rook is gif vir ons liggame. Dis kennis. Maar hoeveel mense rook steeds? Hoeveel jong mense rook vandag? Ons weet dit is lewensgevaarlik om te bestuur en op ons selfone te kyk. Dink jy dit is kennis wat deur almal toegepas word? Ons weet ons moet ons kamers netjies hou, jong mense, maar is dit toegepaste kennis? Ons weet baie dinge. Ons het vandag bitter baie kennis. Maar gebruik ons dit? Pas ons dit toe? Ons het gister oor die ABCDE tegniek gepraat. Hierdie tegniek is een van die tegnieke in die wêreld wat eintlik reg rondom die aardbol mense deur jare heen gehelp het om hulle lewens te verander. Wanneer 'n mens daardie tegniek toepas, sal dit jou denke en jou emosies en jou lewensbestemming verander. Beslis, sonder uitsondering. Ek is so besorg dat dit vir jou en my net kennis is. Dat ek en jy kennis daarvan geneem het, maar dit nie gebruik nie. Sommige kennis is nice to have, maar ander kennis is onontbeerlik. Ons moet ons lewe lank inligting oorweeg, om te besluit watter kennis vir ons bruikbaar is en watter nie. Met al die miljoene brokkies inligting wat ons kry, moet ons 'n oorweging vel. Wat is onontbeerlik? Wat moet ons onthou? En watter kan ons laat gaan? Sekere kennis is onmisbaar vir ons fisiese, emosionele en sosiale oorlewing. Wanneer ons daardie kennis raak sien, oorweeg en ag, begin ons dit volg. En dit noem ons lewenswysheid. Dis kennis wat op 'n hoër skaal funksioneer. Lewenswysheid. Die Griekse filosoof Aristoteles, wat 300 jaar voor Christus geleef het na hierdie soort kennis verwys as phronesis, praktiese wysheid, toegepaste wysheid. Hy het phronesis beskryf in terme van 4 beginsels. Beginsel 1. Phronesis is praktiese beslissing. Dis die vermoë om gesonde oordeele te vel van hoe om in verskillende situasies op te tree. Dit gaan nie maar net oor kennis van die goeie in 'n algemene sin nie alleen in teorie nie, maar hoe om daardie kennis toe te pas in spesifieke, dikwels komplekse situasies in die regte lewe. 2. Phronesis is ervaring gebaseerd. Anders as teoretiese kennis, wat meer gaan oor idees en begrippe, is phronesis gegrond in ervaring. Dit word ontwikkel deur 'n lewe van refleksie, van nadenke, van leer uit die gevolge van ons besluite en die uitkoms daarvan. 3. Phronesis is 'n morele kompas. Dit is om 'n besliste en duidelike sin te hê vir wat reg en verkeerd is. Phronesis help ons om vanuit die waarheid van ons oortuigings, hierdie oortuigings wat van iemand kom, hoofletter, groter as onsself, en wat ons help om te navigeer deur moeilike dilemmas
en om besluite te neem wat eties verantwoordbaar is. Vierdens, Phronesis help ons met balans en matigheid. Phronesis help ons om die regte balans tussen uiterstes te vind. Byvoorbeeld, dapperheid is 'n goeie eienskap. Maar Phronesis help ons om nie roekeloos te wees nie. Want wanneer ons dapper is sonder versigtigheid, spring ons oor 'n kraans. Doen ons goed wat onverantwoordelik is. Neem iets soos geregtigheid. Regverdigheid is die hartklop van 'n samelewing. Maar Phronesis help ons om die balans tussen regverdigheid en genade te vind. Jare gelede het Prof Teens Dreyer voorsitter geword van die Algemene Kerkvergadering. Die afgevaardigde kommissie van die Algemene Kerkvergadering, waarvan hy dus voorsitter was, moes onder andere klagtes teen predikante hanteer. Op 'n dag het Prof Teens vir sy mentor, Prof Bart Oberholzer, gevra: "Hoe weet ek waarom die balans te vind tussen regverdige oordeel en genade teenoor 'n dominee wat oortree het? Veral as dit 'n tweede of 'n derde keer gebeur." En toe antwoord Prof Bart: "Teens, as genade teenoor 'n predikant ongenade teenoor 'n gemeente word, dan weet jy het te ver gegaan." En dit is Phronesis. Phronesis moet beoefen word. Om dit in perspektief te bring van gister se gesprek oor die ABCDE tegniek. Terloops, as jy nie gister se oordeenking kon luister nie, gaan asseblief terug daarheen en luister fyn. Phronesis help ons met die B, die beliefs, die oortuigings wat ons koester in daardie skema. Want ons geloof in God en die wysheidstradisie waarin ons staan, hou geloof voor nie as 'n abstrakte, ek glo dat daar 'n God is nie, maar as 'n toegepaste lewenswyse waar ek al my oortuigings, denke, emosies en aksies in lyn bring met die God in wie ek glo, met die gawes, die voorskrifte en die beloftes wat ons ontvang. Kennis is nie mag nie. Phronesis, toegepaste kennis, dit is lewenswysheid. Kom ons bid saam. Hemelvader, toe U vir Salomo gevra het, wat is dit wat hy die meeste begeer, het hy juis vir dit gevra. En dit is ons gebed vanmôre. Here, wil U vir ons lewenswysheid gee. Daarsonder kan en wil ons nie leef nie. Here, seën ons met 'n naweek van rus en tyd saam met familie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.